Kyk die ding tot die einde. So baie van ons gesprekke is die beste goed aan die einde. En die hele gesprek is waardevol. Mense kom altyd af by die conclusions, by die gevolg van die gesprek aan die einde. So moenie uitskakel na 20 minute nie. Kyk die ding tot die einde. Jy gaan waarde daar uitput vir al as jy kinders het. En maar nie net vir die ouers daar buite nie, vir enige iemand oor in verhoudings en hoe om dalk beter te wees in verhoudings. Heel eerste is dit vir my belangrik, agtergrond is ek is 'n kind van God. My temperament is om analities te wees, heeltyd te wonder. Ek hoor nie noodwendig wat jy vir my sê nie. Ja. En ek wil hê mense moet na my kyk, veral mammas en pappas. En nie een oomblik dink ek lewe in 'n utopia nie. Dit wat ek tafel toe bring vir ouers is ons uitdagings wat ek en my man elke dag moet face. Die Bybel is nie 'n hok nie. Nee. Dis die reëls wat vir ons gestel is nie om ons in te perk nie, dis om ons te beskerm. Die goeders wat God vir ons sê, moenie dit en dit doen nie, is nie omdat dit iets aan hom doen nie, dis omdat dit iets aan ons doen. Ek wil op 'n punt kom in my lewe waar mammas juis my moet kontak, omdat hulle daai genade komponent by my sien en ervaar. Iets wat vir my opvallend was van Jesus byvoorbeeld en sy bediening is die name wat hy vir die ouens gegee het, om vir hulle 'n nuwe karakter te skep en sê, okay, hierdie is die rol wat jy gaan speel in my storie. My en Anke se hart is heel eerste bemagtiging van ouers. Jy weet, ons werk nie net met 'n kind nie. Ja. Ons werk met 'n ouer komponent saam. Ek het al duisende ouers mee gekuier en gewerk en gehelp. En nog nie een ouer het voor my gesit en gesê, "Hy Marie, waar kan ek my kind te nakom nie?" Ek bedoel, vra jy vandag vir die gemiddelde ouer wat is 'n tiener? Hulle praat van hormone. Hulle praat van deure wat toegeslaan word. Hulle praat van 'n wêreld wat ons ervaar, maar nie verstaan nie. Want die eerste ding wat ouers wil vra is, wat is dit wat hulle fout gedoen het? Ja. Ek dink ons stel dit so baie keer uit, ons eie genesing, want ons moet nou ietsie doen en ons moet nou dit doen en dit is amper, jy weet, dit skep daai hele ding wat jy nou sê van daar's nie meer genade nie, maar dit is eintlik 'n bose kringloop, want een ding wat ons uit ons woordeskat uit moet kry is ek is moeg. En Adrian, dit is nie 'n moeilike of 'n maklike konsep nie, want wat wil ons meerderheid mammas en pappas werk vandag. 67% van ons kinders word sonder pappas groot huishoudings. Sure. In Suid-Afrika. In Suid-Afrika. Sure. En dit is nie noodwendig net dood nie. Dit is my skoonpa's baie wreed vermoor. So ons moes definieer wat beteken vergifnis. Ja. Nee, want my man het op 'n stadium geglo dit beteken Julle, goeiemôre en welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Dit is altyd lekker om in die ateljee te wees. Ek moes my Afrikaans al baie opskerp met hierdie show. Ek voel nog steeds vir my snaaks om ateljee te sê in die studio nie. So verskoon my as ek my gesiggie so 'n bietjie trek as ek 'n Afrikaanse woordjie probeer onthou. Maar welkom nie. Ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van hierdie kanaal en hierdie kanaal bestaan om hoop te bring en om te vertel vir mense wat God in mense se lewens doen en hopelik daardeur vir mense 'n beter manier te wys. En soos julle sal sien op 'n paar plekke waar ons sigbaar is een van ons geslag of slagspreuke. Ek dink dit is die regte woord. Neem jou rol op en dit is wat ons graag mense wil motiveer om te doen, is die man om sy rol as man en pa en hoof van sy huis op te neem en kind van God en dan die ma natuurlik.
daai helper te wees en so aan. So altyd se rolle is ewe belangrik. As dit nie was nie, sou God ons nie so geskaap het nie. So ja, almal is welkom, die mans, vrouens, en ek is dankbaar om te sê ek het vanoggend weer 'n dame in die ateljee saam met my. En dit is Marie Meyer. Nou ek het haar kollega al op my kanaal gehad, Dr. Anke Brand, nee, De Beer. Dis nou De Beer. Dr. Anke De Beer. En ons het gepraat oor wat hulle doen en vanoggend het ons vir Marie hierso. En hulle doen ongelooflike goeders in skole en in jy gaan nou 'n bietjie meer daarop uitbrei, maar ek is volgens my wat ek bewus is dit werk hulle met jong kinders hoofsaaklik en hulle werk met verslawing en hoe om beter te leer en te jouself net uit te leef in jou area waar jy is, in jou skool of in jou klaskamer of waar ook al dit is, of selfs op die sportveld. En ja, so welkom hier, terwyl julle hier is, like asseblief, los ons opmerking en deel hierdie video asseblief as dit vir julle waarde gebring het. Hopelik kan dit vir ander mense ook waarde bring. So ja, voor ek te veel praat, wil ek vir Marie verwelkom. So baie welkom hier. Dankie Adriaan, dit is regtig 'n voorreg. Dis lekker om jou hier te hê. Ja, bietjie nie ander hoedanigheid as studievaardigheid. Ja, so net om vir julle konteks te gee, Marie is nou al 'n paar keer hier in die studio gewees en want sy het eintlik my dogter gehelp met haar studies en hoe om te leer en al daai staf wat sy ons nou meer oor gaan vertel. En nou vir die eerste keer is sy hier as 'n gas in die ateljee. Nou is dit nie meer 'n klaskamer nie, nou is dit 'n ateljee. So welkom hier en ja, dis soos jy sê, dis 'n nuwe ondervinding vir jou al was jy nou al 'n paar keer hier so gewees. Maar ek is opgewonde oor wat julle doen. Ek meen Anke het nou vir my jy weet ons het bietjie meer in verslawing op verslawing gefokus in daai gesprek, maar ek weet daar's dis soveelsidig wat julle doen ons. Soveel goed wat julle doen. So as jy dalk net bietjie wil begin deur agtergrond te gee van jouself, wie jy is en al daai staf en dan kan ons aan die staf nie goed. Al daai goed dingetjies en dan kan ons in wat julle doen ingaan. Ja. So Adriaan, heel eerste is dit vir my belangrik, agtergrond is ek is 'n kind van God. Amen. En dan is ek die vrou van 'n ongelooflike man. Hy is analities. Hoe hy met my uithou sal net die Here alleen weet. En dan is ek geseën met 3 ongelooflike manne. Ja. 'n Matriek hierdie jaar, 'n 16-jarige en dan 'n 12-jarige. En dan dien ek my gemeenskap. En vir baie lank het ek gewonder, waar pas God in? Jy weet, eintlik in 'n menshierargie, want ek is op 'n tradisionele manier grootgemaak. God en sy gebod eerste en ek eer dit. Yes. Maar dit het nie noodwendig altyd vir my sin gemaak nie, want ek is 'n taakgeoriënteerde mens. So ek sukkel met verhoudings en God maak my die proefkonyn. Hy is nie 'n uitsondering nie, dis ook eintlik ons primêre verhouding. So toe ek agterkom dat God eintlik nie 'n posisie is nie, God is 'n kapsule. Het daai vir my baie beteken. En omdat ek met so baie tieners werk, ons tieners is kwaad vandag, Adriaan, ons tieners is onseker, ons tieners weet nie waar pas hulle in nie. En net daai een enkele opmerking van, dis okay. God weet, jy is taakgeoriënteerd, so as ons iets vir hom vra, wil ons dit al gister gedoen hê, nie, jy weet, vandag nie. So daai was my ongelooflike, jy wat sê ons praat hier suiwer Afrikaans, eye-opener, nee, om te moet weet dat God noodwendige kapsule is. En dit beskerm, dit omring, dit hou jou veilig, dit gee jou grense. Ek het op 'n platteland groot geword, ongelooflike ouers gehad, en ek is bevoorreg om hulle nog steeds te hê. Ja. En baie stereotypes, jy weet, mee groot geword. Die sosiale klok is ek besig om so bietjie
te herdefinieer met my eie kinders. Want dit het nie noodwendig by ons gewerk soos almal die voorstelling gegee het van gaan studeer na matriek, jy moet trou, jy moet kinders kry, hulle onderhou. Ons boot is 'n bietjie al op baie maniere geskit. En die gemaksone het ek die laaste ruk agtergekom, is die gevaarlikste plek vir 'n mens om te wees. Yes, ek like dit. Ek hou van, daar's baie goed wat jy nou gesê het wat ek van hou, en ek wil graag aan 'n paar van hulle raak. Die eerste ding is, jy's 'n ma van 3 seuns. En ek wil net my hoed afhaal vir jou, want my ma het ook 3 seuns groot gemaak, en dis 'n rof om 3 seuns groot te maak. En so well done. Ek weet jy's nog nie klaar nie, jy het nog 'n paar jaar oor, en ek meen, mense se ouer tot die dag wat jy doodgaan. Ja. So dit hou nie op nie, dis 'n aanhoudende ding. Die tweede ding is die kapsule gedagte rondom God is vir my so cool, want dit is 'n goeie samevatting van hoe ons verhouding met God werk. En ek like dit, want soos jy sê, die attribute daarvan is dit beskermend, grense, en ek dink baie keer, en dit het al so baie in my show en hierdie gesprekke opgekom, dat die Bybel is nie 'n hok nie. Nee. Dis die reëls wat vir ons gestel is nie om ons in te perk nie, dis om ons te beskerm. Die goeders wat God vir ons sê, moenie dit en dit doen nie, is nie omdat dit iets aan hom doen nie, dis omdat dit iets aan ons doen. En dit is 'n gedagte wat ek so graag wil oordra aan mense, is niks wat ons doen impakteer wie God is nie. God is perfek, hy is volmaak, hy is. Nee, hy sê vir Moses, ek is wat is. So hy is bestaan. En dit is vir my so cool, want dit kom in die hele ding in van, wat jy nou sê, die kapsule, is die bestaan, ons hele bestaan, is gesentreerd rondom God. Hy is ons bestaan, want sonder hom bestaan ons nie. En miskien kan ek net daar dalk vir jou iets bysit. Ek het my die laaste 5-6 jaar, ek was 24 jaar in die onderwys. So dit was ongelooflike genadejare. Ja. Ek het 'n hart en 'n passie vir 'n kind, veral vir tieners. So ek geniet die stormjare ongelooflik. En ek wil hê mense moet na my kyk, veral mammas en pappas. En nie een oomblik dink ek lewe in 'n utopia nie. Dit wat ek tafel toe bring vir ouers is ons uitdagings wat ek en my man elke dag moet face. En daai van ons hoor so maklik en dit het vir my nie sin gemaak nie. En hoe lief ek ook al vir my ouers was, is God in sy gebod is, kyk hoe mooi is jy, gaan staan voor die spieël, wees lief vir jouself, God het jou gemaak. So ek het gesukkel omdat ek met selfvertroue struggle. Ja. Jy weet, my gedrag, my temperament is om analities te wees, heeltyd te wonder. Ek hoor nie noodwendig wat jy vir my sê nie. Ja. En as 'n tiener, ek wens ek kon hierdie inligting gehad het toe ek my ouderdom was. Ek het hoogste leierskapsposisies bereik, maar dit het vir my nie veel beteken nie. En dan het ek gebattle, hoe gee ek vir God die eer? Hoe sit ek hom bo? En ek is nêrens in my hiërargie nie. Ja. En weet jy hoeveel rustigheid gee dit 'n tiener om te kan, ek bedoel, hulle soek identiteit. Ja. Hulle soek onafhanklikheid. Ja. Net daai enkele frase van, dit is okay, God verstaan dit. Ons is bang om te sê, ons beklei met God. Ons is bang om te sê, ons kry swaar. Ek wil op 'n punt kom in my lewe waar mammas juis my moet kontak, omdat hulle daai genade komponent by my sien en ervaar. Ek like dit. Iemand het die ander dag op my show gesê, dit was my so goed gewees. Hy het gesê, as jou vriend in 'n kar ongeluk kom, dan as jy dadelik op die foon en jy bel en hoor hoe gaan dit as jy ride, jy weet, dis fine, moenie worry nie, bla 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 bla. Maar as jy in 'n kar ongeluk kom,
dan haat jy jouself, jy's kwaad vir jouself, jy beklei met jouself. Ja. Toe besef ek en toe sê hy, so dis baie makliker vir ons om grace te gee aan ander as wat dit vir onsself is. En terug te kom op die identiteit ding en met die tieners, is, ek dink wat jy eintlik daar sê is iets waarmee ek ook gestruggle het, en daar kom dit net te vereenvoudig is ons besef nie altyd ons het 'n rol in die storie nie. Die storie gaan nie oor ons nie. Die storie gaan oor God, maar jy het 'n rol in die storie. En ek dink as jy dit besef, dan kan jy hoe kan ek dit sê, die byvoeglike naamwoorde begin bou, soos okay, wat is my rol in die storie? Wie is ek in die storie? Jy weet, wat se take het ek? En dan is dit baie makliker om identiteit ook te identifiseer, om naam te identifiseer, want ek dink soos iets wat vir my opvallend was van Jesus byvoorbeeld en sy bediening is die name wat hy vir die ouens gegee het, om vir hulle 'n nuwe karakter te skep en sê, okay, hierdie is die rol wat jy gaan speel in my storie. En ek dink op daai tye waarvan jy nou praat, wat ons op skool was en waar baie kinders nou is omdat jy nie weet wat jou identiteit is nie, wat is die storie waarin jy is nie, en weet jy baie keer nie eens wat is jou naam nie, en net God kan vir ons daai naam gee, net God kan vir ons daai nuwe identiteit gee, jy's nou Petrus, verstaan jy, en nie meer, ek dink die bemagtiging, en hierdie is regtig nie nou om te sê kom reboot toe nie. Hierdie is om te sê my en Anke se hart is heel eerste bemagtiging van ouers. Jy weet, ons werk nie net met 'n kind nie. Ja. Ons werk met 'n ouer komponent saam. Ek het al duisende ouers mee gekuier en gewerk en gehelp. En nog nie een ouer het voor my gesit en gesê, hy Marie, waar kan ek my kind te nakom nie. Elke ouer het gesê, as ek hierdie net vroeër geweet het. Ja. As iemand net, en ons realiteit van ons samelewing is, ons het nie meer genade met mekaar nie. Ja. Ons het nie, en dit is hoekom my vriendekring ontsettend klein is. Want dit is hoe ek jou toelaat vandag is, as jy genade het vir my kind, laat ek jou toe in my binnekring. En daai genade vir elkeen sal iets anders wees. Ja. En 'n les wat my pa my geleer het, Adrian, wat ongelooflik is, wat ek by my seuns wil inburger is, as jy wil beter wees, omring jou, of as jy die beste wil wees, omring jou met mense beter as jy. Ja. En net om terug te kom na ons tieners toe, Dr. Rodney Seal, ons was nou 4 weke terug, ons het die voorreg, want ek gebruik sy kennis nou hier in vanoggend, dit is wat ek daar buite uitsit, is, ons gaan nou deel word van sy kampe, vir tieners. En ek wil vra jy vandag, vir die gemiddelde ouer, wat is 'n tiener? Hulle praat van hormone, hulle praat van deure wat toegeslaan word, hulle praat van 'n wêreld wat ons ervaar, maar nie verstaan nie. So ek het by hom gaan aanklop en gesê, verduidelik dit vir my, want 'n pappa sit voor my en verstaan nie. En jou realiteit is, jou tienerfase is net negatief. Ja. Dit kom van, dis 3 woorde en ek moet dit in Engels gee, want dit is hoe ek by Dr. Rodney dit kry. 'n Tienerwees word gedefinieer, ouderdom, jy weet 13 tot 19, Ja. maar dan is dit injury, anger, grief. So. En weet jy, as jy daai kom, as ons hom van onderaf boontoe vat, en ek sal my woorde so versigtig kies, maar as jou kind anger ervaar, en jy as mamma of pappa bied nie sy toevlug vir hom nie, dan sit 'n 16-jarige seun voor jou, Adrian, wat voor jou in 'n kerkbank sit, maar agteraf slaan hy sy mamma, vir geen ander rede as, ek verstaan nie my
generasie nie, ek verstaan nie my fase nie. Ek bedoel, knekels, stikkend slaan, dogters, seuns wat grief, en dan praat ek regtig van daai snot en trane huil. Hulle sit hulle in daai gat waar hulle niks voel nie, waar hulle afgestomp is, waar hulle geen hoop het nie. Ja. En weet jy, dan sit dit oor in injury fases, wat ons die uitkoms lees in koerante vandag. Ja. So ons wil ons kinders so graag deesdae veilig hou in 'n huis, want dan plaas ons hulle aanlyn, maar ons wil hulle, jy weet, want buite is vir hulle nie meer veilig nie. Ja. Ek en jy verstaan daardie. So daai is my hart en siel, en dan is dit twee dinge. Adriaan, 'n tiener vandag sit voor my en sê, Tannie, ek soek identiteit en ek soek onafhanklikheid. En my eie seun wat 16 jaar is, wat nou matriek is, het op 16 oor baie lyne getrap, want hy's 'n rebel. Ons sê dankie vir God dat hy ons daar was as ouers en ons sogenaamd al bemagtig kon wees. Want die eerste ding wat ouers wil vra is, wat is dit wat hulle fout gedoen het? Ja. Het gaan nie noodwendig daaroor nie. Dit is eintlik, ons moet vir God vra, wat wil hy hê moet ons daarmee doen? Want ons is diensbaar vir sy koninkryk. Yes. Regtig, dit is ons diensbaarheid. En as jou kind vandag nie 'n veilige hawe het in jou huis nie, en hy kan nie toegelaat word om daar foute te maak nie, en te eksperimenteer nie, natuurlik binne grense, gaan hy dit in 'n vriendekring buite soek. Ja. En dis ons realiteit, dis ons uitdaging. Yes. Sure, daar's baie. Daar's so baie vrae wat ek het, maar ek dink soos ek hou van wat jy sê, want ek dink ons was baie meer toegelaat om foute te maak, omdat ons baie minder ingeperk was deur onveiligheid. En ons het ook al so baie daaroor gepraat in die show met van my gaste, soos toe ons klein was, kon ons lampbale gaan uitskop en ons moes net gaan terug gaan huis toe en sê, as die straatligte aankom, moes jy net gaan sê, ek is okay, en dan kan jy weer gaan speel. So ons het geleer. Ons het baie meer geleentheid gehad om te leer. En ek dink, ek sê nie ons generasie is perfek nie, ek dink dit is baie duidelik dat ons generasie nie perfek is nie, en dat daar ook maar issues is, en ek dink een van die grootste issues is baie van ons is nog kinders. En ek het die ander dag weer 'n ding gelees, ek kan nou nie onthou wie die quote gesê nie, maar hy het gesê basies, ons moet eers die kind in ons genees voordat ons kinders kan leer hoe om te genees. Ja. En ek dink dit is so waar dat jy weet, soos hulle sê, struck a chord with me, want ek besef daar's nog so baie areas in my lewe waar ek nog eintlik 'n kind is. En hoe dis amper soos blind leading the blind, nee, dis wat die Bybel sê, want ek is eintlik soos die een wat nie sien nie. En dis die ding is soos hoe sort ek daai goeders uit? Vat ek dit na God toe en dan baie keer, jy weet, ek weet wat die antwoord is, ek moet dit na God toe vat. Maar baie keer dan dink ek, okay, maar dit gaan nou nog 'n ruk wees vir my om genesing te kry op hierdie ding. So, jy weet, ons is gepressure met tyd, kan ek dit so stel? Verseker. Jy hoor wat ek sê, want ek dink ons stel dit so baie keer uit, ons eie genesing, want ons moet nou ietsie doen, en ons moet nou dit doen, en dit is amper, jy weet, dit skep haar hele ding wat jy nou sê, van daar's nie meer genade nie, maar dit is eintlik 'n bose kringloop, want jy is onderdruk die hele tyd, en jy besef daar's fout met jou, maar daar's nie tyd om dit uit te sort nie, want jy moet hierdie ding uitsort. Jy hoor wat ek sê, is amper soos 'n bose kringloop. Soveel genade soos wat ek met 'n mamma het, is ek soms hard met 'n mamma ook. Ja. Want ek is hard met myself ook, omdat ek regtig party aande tot 9 uur sit, maar dan weet ek is môre langs my kind se sportveld. So elke se dinamika is anders. Maar
die belangrikste wat ons moet onthou is, God gee nie manuals nie. God gee mamas. Okay? Like that, ja. So as 'n mamma voor my sit en sy sê vir my, ek is nie bemagtig vir my kind nie, dan sê ek nee, God het jou met die hand uitgesoek vir hierdie lyfie in hierdie spesifieke tyd. Ja. Dis die eerste ding wat ons moet kan verstaan. Moenie vir een oomblik dink, ek het nie al gewonder oor my 3 manne nie. Verseker. Ja. Hulle sit vir my ore aan somtyds. Maar een ding wat ons uit ons woordeskat uit moet kry, is ek is moeg. En Adrian, dit is nie 'n moeilike of 'n maklike konsep nie, want wat wil ons meerderheid mamas en papas werk vandag. So ons was laasweek by 'n skool waar ek vir die juffrou en die meneer 'n eenvoudige vraag gevra het is, besef jy dat ons nie meer kan sê die skool het nie 'n bydrae tot 'n kind se opvoeding nie. Akademie is een deel. Maar as jou kind in die naskool is hy 10 ure deel van die skoolopset. Jou kind kom huis toe, mamma en pappa is regtig moeg. Daar's minder as 2 ure interaksie. Ons statistieke bewys, die gesin wat nog aan tafel sit, is 12 minute. Waar dit 20 jaar terug 90 minute was. So as ons net al kan begin met eenvoud van gesinstyd, selfone, sosiale media is 'n ewel. Selfs in my eie lewe, ek verwys nie eers nou na, ek kan nie vir een oomblik dink hoe dit moet wees om 'n tiener vandag te wees. Jy weet, ek sê dit, ek was ongelooflik verbaas. Ons was by Laerskool Orion. Daar 250 kinders voor my gesit, ongelooflike skool. 5 kinders het opgestaan uit 'n graad 6 en 7 groep en gesê, Tannie, ek het nie 'n telefoon nie. Tannie, ek is kwaad vir my ma, herken dit. Tannie, dis vir my sleg, ons voel uitgesluit. Sissa, ek acknowledge dit, ek verstaan dit. Maar weet jy wat, jy gaan eendag daai gedeelte verstaan en dankie sê vir jou ouers, as jy op die punt kom wat jy jou foon kry. Wat jy sê is so belangrik, want ek besef dit soos ek sien, ek sit soos jy praat, sit ek hier en dink die heeltyd aan my middelseun. Wat vir my 'n groot, soos ek baie lief vir die kind, nee. Ons is lief vir ons kinders. Ja, mense is lief vir jou kinders en goed, maar ek dink ons is so bang om selfs eerlik met onsself te wees. En ek meen Jordan Peterson het 'n ding gesê, hy het gesê, weet jy dis moontlik dat jy van jou eie kinders nie hou nie. En toe hy dit sê, toe ek dit lees in sy boekie eerste keer, toe dink ek, nee, my kinders was nog baie klein toe ek hierdie boek gelees het van hom, my 12 Rules for Life van hom. En daar's party daar wat ek nou, as ek 100% eerlik moet wees, wat ek dink soos ek hou nie van hierdie kind nie. En dis nie omdat soos wie hy is nie, maar die manier hoe hy optree. So ek wil ook net vir ouers sê, dis okay as jy daai gevoel het, maar dit is ook 'n prompt vir jou. Dit is ook 'n amper soos 'n wake-up call, soos okay, maar waarvan hou jy nie? Identifiseer die probleem en moet dit nie net aanspreek nie, maar gee aandag aan dit. Want ek dink baie keer is ons geneig, veral in 'n Afrikaanse kultuur, van ons wil goed uitsort, ons wil dit nou doen, ons wil fix, en veral mans, ons wil goed fix, dit is ons is so ingestel. Jy weet, as jou vrou na jou toe kom met 'n probleem, as jy sê, okay, wat kan ek doen om dit op te los? In steede daarvan om te hoor, okay, wat wil jy hê moet ek doen? Wil jy hê moet ek optree? Wil jy hê moet ek dit uitsort vir jou, of wat is die ding? En ek dink baie keer, dit is so moeilik, want ons so baie, jy weet, aspekte en verskillende perspektiewe en verskillende angles van, en ek dink baie keer mans, veral ek praat nou net uit 'n man se perspektief uit, is ons nie seker hoe ons moet optree nie. En dan is die default is dan woede of anger of die meeste van die kere, en ek dink dit is wat jy
alhoewel ek 'n baie meer dominante persoonlikheid het as my man, is dit vir my 'n doelbewuste keuse dat my man die kroon in ons huishouding dra, soos wat God dit van ons verwag. Yes. So is dit maklik vir my glad nie, want my man is analities, so die meeste van die kere kyk hy na my as dit kom by opvoeding. So ek het een van twee keuses, of ek kan hom soos 'n totale pateet laat voel, of ek kan hom die kroon gee wat God wil hê. Daar's baie dinge waarna ek anders kyk. Met die feit dat ek met seer werk, met kinders werk, met ouers werk, is tyd genees niks nie. Ons sê so maklik vir iemand tyd genees. Dis wat jy tussenin doen wat genesing bring. Yes, ek like dit, ja. Ja, so mamma, pappa, ons moet 'n plan kry as Boeta of Sissa deur 'n moeilike tydperk gaan. Vir een of ander rede in die samelewing het ons, jy weet, is die norm, moenie foute maak nie. Ons kinders kan glad nie meer konflik hanteer nie. En nog 'n ding is, kinders moet vandag gehoor word. Jy weet daai ou tyd se sê ding van gaan sit in die hoek, jy moet net gesien word en nie gehoor word nie. Dit is vir my 'n uitdaging as dit nog gevoice word. Ek verstaan vir die eerste keer Cowboys Town kraai. Watter nadelige invloed het dit op seuns, veral, wat nou voor my sit, tannie, dan word daai seun 'n hoofleier. Dan sê hy vir my, tannie, dan sy analities, jy weet, hy wil graag oordink dinge en wys emosie, maar hy kan nie, want hy word nie toegelaat om dit te doen nie. So die realiteit is, behalwe telefone wat ons kinders se vermoë tot kritiese denke gevat het, ons kinders se vermoë tot konflikhantering, tot kommunikasie. Ek bedoel, COVID, ons almal het gesê COVID gaan 'n hengse uitwerking op ons kinders hê. Wat sien ek en jy vandag? Ek wil twee opmerkings maak is, COVID het gesigswaarde gesteel. Dis baie makliker vir ons kinders om nou te sit, langs mekaar te kommunikeer en okay te wees daarmee, in steede daarvan om weer oor kan die pad te gaan na jou chom toe en te gaan praat. Ek doen nou sommer net my eie navorsing en is verskriklik interessant. Ek daag by skole op as die klok lui en niemand ken my nie. Ek beweeg tussendeur die kinders, laerskole, hoërskole. Dis nie eers van middag mamma nie, dis van waar is jy? Die klok het al gelui. Jy weet, op ons daar, my broer se gatvelle is afgetrek, want sy skoene was stikkend geskop. Want dit was die kritiese denke wat hy moes toepas om te wag vir mamma. Mamma is okay, mamma sit dalk vas in die verkeer of waar ook al. So die kinders leer ook al, ons het nie genade vir mamma nie. Jy weet, mamma moet hier wees. Punt klaar. So daai is nogal vir my een van die grootste uitdagings wat ek weet is, wat ek ervaar. Ons het nie geduld nie. En geduld bring 'n totale ander dimensie van frustrasie. En daai frustrasie syfer deur en jou kind tree buite karakter op. En ek dink dit is definitief 'n attribuut van tegnologie. Is omdat ons alles enige tyd beskikbaar het. Alles is soos hulle sê at your fingertips. As jy 'n foon het, kan jy Netflix en streaming en jy kan nou die hele 10 seasons van Friends kyk byvoorbeeld. Ons moes gewag het 1 keer 'n week. Woensdaande. En dan moet ons nou nog wag. Verstaan ek, en ek dink soos ons het daai ons het nog daai Technicolor screen eers gehad in die dag en dan oopkyktyd, ons moes eers wag vir oopkyktyd en ek dink maar ons het ook nie
dit het ook nie regtig vir ons saak gemaak nie. Nee, Omdat ons nie dit soos 'n ek gisteraand sien ek 'n meme wat vir my vrek snaaks was wat soos 'n teacher, my math teacher in primary school said, "You will never walk around with a calculator in your pocket." Haha, en dan sê sy, dit staan nie ou met sy foon daar en ek dink soos dit was die realiteit toe ons klein was. Daar was nie, verstaan, ons het nie access gehad tot hierdie, ons het nie toegang gehad tot al hierdie goed nie, ons moes wag vir goed. Jy moes, ek sê vir my kinders, ek het graad 1 van Laerskool Stefanus, ons het in Montana Park gebly. Ek het van Laerskool Stefanus Roos af fiets gery in graad 1 huis toe en in die oggende soontoe in Zambesi. Nee, en dit is soos my kinders is soos no ways. Soos ja, dis legit. En dan dink jy toe ons klein was, al daai goed wat jou pa vir ons pa's vir ons gesê het van ek kon gaan inry toe gaan en 'n popcorn en 'n Coke koop met 5 sent. Jy weet, met 'n pen. En dan sê jy soos ag bog man. Right, en nou sê ons vir ons kinders, ja, ek het R20 dit gedoen of wat ook al. Nou is dit op R200, maar in elk geval, jy weet, ons al hierdie stigmas wat herhaal word en ek voel amper wat gaan die stigma wees en dit is hoe ek begin dink aan die goeie. Soos wat gaan ons kinders vir hulle kinders sê eendag, soos toe ek klein was. En ek voel hulle gaan nie regtig stories sê om te vertel nie. As gevolg van tegnologie. Nee, en ek bedoel as jy gaan kyk in die geskiedenisboeke wat ons kinders nou leer, nê, hoe hulle letterlik vuur gemaak het en om die vuur gesit en gesels het. Ja. Dis deesdae buite baie kinders se verwysing. Want dit is nie die norm meer nie. Ja. 67% van ons kinders word sonder pappas groot huishoudings. Sure. In Suid-Afrika. In Suid-Afrika. Sure. En dit is nie noodwendig net dood nie. Dit is nou egskeiding ook. Dit is pappas wat moet gaan ver werk en geld huis toe stuur. So onmiddellik en weet jy wat die onderwysers lê my ontsettend na in die hart. Regtig. Ek weet nie of ons onderwysers besef wat 'n enorme rol ons in 'n kind se lewe kan speel nie. Veral vir daai seun wat hoërskool toe gaan wat nie 'n pa figuur het nie. En dit is eintlik, ek sê nog altyd, as jou kind se emosie okay is sy skoolwerk ook okay. Ons kinders het enorme druk om te presteer daar buite. Baie van dit kom inherent, ek weet dit, maar die samelewing maak dit ook nie makliker nie. Ons sien dit met sigbare tekens, ons sien dit met ons sosiale media, volgelinge, daai tipe goeders, as ouers net vandag voor ons kan sit en kan hoor watter negatiewe impak, as jou kind nog nie identiteit het nie, en hulle soek dit in daai likes, is die uitdaging en hulle kry dit nie daar nie. Die eetsiektes, moedeloosheid, dis ons realiteit, waar ons sit. Dis en dis rof, né? Dit is en iets wat en ek kom nou van die kant af in, is diversiteit. Jou telefoon, die sosiale media het jou kind blootgestel aan keuses wat ek self moet gaan opsoek as ek van daai goed raak hoor of raak lees. En dit is hoekom dit vir my absoluut sin maak as jy die werking van die brein verstaan en weet dat jou tiener tot en met, as jy nou, jy weet, soos wat die slim mense ouderdom daaraan wil koppel, eintlik tot 22 vertel jy jou brein wat is waar en wat is nie, wat is jou norm, dit is die kragtigste orgaan, maar jy werk uit jou amygdala uit, wat jou vegbrein is, so jou tiener staan voor jou, en jou tiener wil net beklei, daar's nie 'n lopkom in, dis pappa nie, dis beklei, en as ouers daardie en kinders daardie eers verstaan,
dan sit 'n mens makliker vir 'n gesin, jy weet, konflikhanteringssituasies wat kan werk. Vanoggend ry ek skool toe en my matriekseun sê vir my, mamma, hierdie is seker die moeilikste om te erken. Hy sê vir my, mamma, in die laerskool het jy al vir my gesê, ek is my eie grootste vyand. Ek verstaan dit vir die eerste keer. Ek is soos, en weet jy wat, Boeta, mamma is 45. Ons mense is ons eie grootste vyand. Ons beperk ons luister wat ander mense vir ons sê. En ons realiteit, Adrian, en ek verwys nou nie net spesifiek na, maar God het sy prominente plek in ons huishoudings verloor. Ja, absoluut. God het as gevolg van watter uitdagings ook al, jou kind kort 'n anker. 'n tasbare anker, iets wat jou kind het nodig om te hoor. Ons doen Bybelstudie, ons sit om 'n tafel, ons bring net weer waardes terug. Ja. Maar ons kinders moet ook geleer word wat is 'n waarde. Sure. Daar's soveel wat hier in my kop gaan. Maar ek besef net soos hoe belangrik is die eenvoudige goed. En ek dink dit is die goed wat ons miskyk. Dit is juist die goed wat ons miskyk. En wat jy nou sê van God as anker, is dis so waar, en selfs ek wat dit weet, pas dit nie altyd toe nie. En ek dink dit is die grootste ding, soos jy weet daar's hierdie gesegde van, as jou kind vir jou kom vra om saam met hom te gaan baalpaas, doen dit. Geen nie om hoe jy voel nie, geen nie om hoe moeg jy is nie, geen nie om of jy in jou siekbed lê nie, staan op, trek jou skoene aan, trek jou sokkies op as ek dit so kan stel, en gaan paas saam met hom baal. En ek dink, dit is iets wat ek die laaste rukkie bietjie meer begin toepas, en ek besef hoe belangrik dit is vir hulle. Want dis eintlik min wat hulle my kom vra, soos, papa, wil jy saam met my gaan cricket speel, of wil jy saam met my gaan bal skop of so. En ek dink nie, die ding is ek het op 'n stuk gedink, want ons het 'n unieke situasie wat ek en Johan werk altyd van die huis af. Ek is meeste dae in my kantoor tot 5 uur, en dan gaan ek boontoe en ek gaan doen my pliggies en whatever, en tot hulle in die bed is, en dan sit ek weer en werk meeste aande. En jy weet, en ons min dat daar tyd is, want ek sê vir hulle, jy weet, ek probeer by hierdie hoe kan ek dit sê, nie riglyne nie, maar situasies skep waar hulle moet besef, as ek nie van die huis af gewerk het nie, sou ek 5 uur eers by die huis gekom het. Maar dit is eintlik simpel, want ek praat nou met myself hier, en dalk is daar van julle wat in dieselfde situasie is, want ek het juis gedroom daaroor om van die huis af te kan werk, om meer tyd te hê vir my kinders en my gesin, maar nou doen ek presies dieselfde as wat ek het, toe ek nie van die huis af gewerk het nie. En dan is dit soos, ek dink partykeer kyk God na ons en hy dink soos, ek het dit vir jou gegee, wat jy wou gehad het, en jy misbruik dit. En so, maar ek besef dit nou, soos in ons gesprek, besef ek nou, soos, asof die Here nou vir my hierdie epiphany gee, van, ja, kyk nou waar's jy, en ek dink dit is so belangrik vir ons, dis amper daai hele ding van be careful what you wish for, want baie keer bid ons vir sekere goed, en ons kry dit, en ons besef dit nie, of ons vat advantage daarvan, want ons soek vryheid, ons ook, nie net ons kinders nie, ons soek ook onafhanklikheid, dis amper soos dis 'n globale of 'n algemene gejaag is, ek soek vryheid, jy weet die fundamentele goeders wat mens soek is surviving and thriving, en dit onafhanklikheid is in thriving ingesluit, nie in surviving nie, maar ek besef net soos hoe selfs ek neglect daai basiese rol as pa, en ek kruip weg agter die skerm van ek is in 'n ministry, ek werk vir julle,
Dis al, ag man, dis waar julle dink Weet jy, van, dit wat is was- dit gain, ja. Ek is altyd dood eerlik oor al ons huisgesin se uitdagings, want mense kyk soms na my en dan dink hulle my seuns moet die top 10 wees van die skole omdat dit deel is van werk. Ja. Hulle dink my seuns moet die hoofleiers wees omdat ek leierskap doen by skole. So ek is nogal regtig blootgestel somtyds, nê, meeste van die kere. En dit is die een beeld wat nogal vir my moeilik is om af te skud. Is om te sê elke huishouding het presies dieselfde uitdagings. Yes. Ons pakkies is net bietjie anders verpak. Yes. Jy weet, gisteraand hardloop ek en my man laat en hy maak die opmerking, hy sê my vrou, ons bespreek 'n situasie, hy sê my vrou, as 'n mens nie geld het nie, is dit een ding, maar as 'n mens geld het, is dit ook 'n ander uitdaging, nê. En toe besef ek net, mens moet soms ook maar kies watter uitdaging jy gaan vat en wat jy daarmee gaan doen. Ja. Ons het onlangs ook teleurstellings in ons huishouding gehad en dan gee ons mekaar kans om alles, jy weet, bietjie te definieer, te skree in die kussing as jy wil, maar dan ons het 'n reël in ons huis, ons mag nie vir God vra hoekom nie. Ons moet vir God vra, as ons deur ons proses is, wat wil hy hê, moet ons daarmee doen. Dis nogal 'n belangrike beginsel wat vir ons werk. En dan, want altyd dan kom daar iets positief uit. Yes. Dis dan wanneer jy weet, dit die onbekende lê voor, maar die persoon wat ons daarna toe gelei het, is die bekende. Ja. So, dit is nie maklik nie. En ek het soveel genade met ouers vandag. Ja, ek dink net so selde, jy weet, jy sê dis nie maklik nie, maar ek dink selde roep God ons na maklik toe. En dis amazing van die adventure saam met hom, van 'n lewe saam met hom. Dis hy roep ons nie, soos jy nou nog gesê, die comfort zone. Hy roep ons nooit na 'n gemaksone toe nie. Hy roep ons altyd uit die gemaksone uit, want ons, weer eens, dit kom terug na daai na die DNA toe van mens wees, is om gemaklik te wees en om tussen baie te thrive, weer eens. Ons soek gemak, ons soek 'n grot om in te bly met 'n klip wat kan voor die deur rol. Ja. Maar God roep ons uit die grot uit. Jy weet, dis amper soos Jesus wat vir Lazarus roep. Hy sê kom uit. En dis die ding waarmee ek worstel die laaste ruk is soos wake up ou sleeper, nê, dit is soos ons almal slaap eintlik. Nie almal nie, ek praat ek veralgemeen nou. Maar God is soos twee goed wat ek wil sê. Die eerste ding is word wakker, want ek roep jou na iets meer toe. En die tweede ding is, as ons hom regtig gaan vertrou, dan gaan niks van hierdie ander goed saak maak nie. As ons hom regtig gaan vertrou, dan gaan ons nie bekommer oor. En dit is seker die moeilikste ding vir 'n ouer om te doen, is om nie te bekommer oor hoe jy al jou rekeninge gaan betaal en hoe jy al die ekstra goedjies gaan betaal en die ironie is, ek sit nog steeds hier en ek worry nou al my hele lewe lank oor hoe ek goed gaan doen, maar hier sit ek nog steeds. Ek wil jou aanmoedig, daar's 'n ongelooflike boek. Ek het die laaste 8 jaar was regtig vir my woestynperiode in my eie lewe, nê. Daarom nie 40 nie. Daarom nie 40, die laaste 8 jaar, nê. En John Ortberg het 'n ongelooflike boek geskryf. If you want to get out of if you want to walk on water, you've got to get out. Ja. Nou ons sê so maklik en weet jy ek wil deesdae al hierdie ou sê goed challenge. Dat God nooit iets oor jou pad gaan bring wat jy nie kan hanteer nie. Ons wil ons troos daaraan. Maar weet jy wat doen God juis? As God nie vir jou
goed oor jou pad gaan bring wat jou gaan verswelg en jy weet benoud maak nie. Hoe gaan mense ooit sy grootheid in jou en deur jou sien en ervaar? Ja. As hy 'n God is wat net bring wat jy kan hanteer. So daai was nogal, ek werk so die laaste 2 weke in my Bybelstudie daaraan. En ek besef net al hoe meer, die duiwel is besig om met ons te werk. Want as jy God se boodskap vandag in jou huis het, in jou samelewing, in jou menswees, kom die aanslag so. Absoluut. Absoluut. Die duiwel gee nie om oor mense wat in die wêreld is nie. Hy gee om oor mense wat in die koninkryk is. Ja. En dis nou 'n ander topik hierdie, maar daar's so, jy weet, die kerk is vol mense wat hel toe gaan. As ek dit nou baie ungracious wil sê, kan sê, is die kerk is vol mense wat dink is goed genoeg om net elke Sondag kerk toe te gaan. En dis dit. Daar's 'n uur 'n week wat hulle heilig is. En die res van die tyd leef hulle nie saam met God nie. Hulle ken nie vir God nie. Hulle weet nie wat hulle identiteit nie. En daarom sê Jesus, many of you will come to me and say, Lord, Lord. Hy sê nie a handful of you nie. Hy sê many will come to me and say, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Didn't we drive out demons in your name? En hy sê, wat sê hy? Hy sê, depart from me, I never knew you. En dit is vir my 'n scary gedagte. En so wat ek wil terugkom eintlik is net na julle fondasie. En ek weet julle besef dit, nee, dat jy weet daar's 'n fondasie en jy het nou nog genoem van die anker en dit 100%. God is die enigste onveranderlike in die bestaan. Hy is die enigste, soos hy Christus nou nog gesê het, hy is. Is kan jy nie verander nie. En so, maar hoe werk julle met kinders wat jy nie daai fondasie voor kan neerlê nie? Jy hoor wat ek sê? Ja. Want ek dink dit is 'n ding wat ek al teëgekom het, soos ouers wat nie glo in God nie. En dan natuurlik die kinders glo nie in God nie, maar die ouers glo nie in God nie en ons nie. En dit kan dalk 'n solid huishouding wees. Hulle kan dalk 'n oulike mense wees en liefdevol en hulle kinders is eintlik great kinders, maar daar's geen fondasie van okay, hierso is die onveranderlike wat julle kan voorlê nie. Wat doen mense in so 'n situasie? Die realiteit wat as ons na skole toe gaan, is dit eintlik ons heel eerste vraag. Ja. Praat ons God of praat ons waarde? Yes. En ek moet vir jou sê, ons was nog net geseënd deur skole wat vir ons sê God en sy gebod. Jy is welkom. So ons is gereed. 'n Waarde is universeel. Ja. So of jy in God glo of nie, eerlikheid is 'n Bybelse beginsel. Ja. Dit is waardegedrewe en jy gaan jou waardes wat ons uitleef en in ons programme is en dan model your behavior. Yes. Dit is die belangrikste. Weet jy dat daar rugby seuns is wat na ons toe kom na verlede week se sessie wat huil. Wat vir my sê, Tannie, ek het nooit besef watter skade doen my ego nie. Nooit nie. En weet jy wat? Dit is wat genade is. Mens kan ek dink mens kry uiterstes ook. Ek het en hierdie was nogal vir my en miskien stel ek myself nou bloot deur hierdie te sê, maar 'n seun met wie ek so hele ruk terug gewerk het Bybelkunde op skool. En hy sê vir my, Tannie, is liewe Jesus kwaad vir my omdat ek 80% het vir my Bybel. Nee, Boeta. Maar hoekom laat die juffrou dan vir my die naam 50 keer uitskryf? Verstaan jy? So, ek het al in my lewe geleer en dit is my opinie. Ons
Elke mens sien iets anders uit 'n ander oogpunt uit. My skoonpa is baie wreed vermoor, so ons moes definieer wat beteken vergifnis. Ja. Nee, want my man het op 'n stadium geglo dit beteken om na die moordenaars toe te gaan, voor hulle te sit en te sê ek vergewe jou. So ons het op die einde agtergekom dat vir ons is vergifnis 'n saak tussen ons en God. Ja. En baie van ons dinge hanteer ons deesdae in ons binnekring. Ja. Jy gaan, dit is soos om vir iemand te gaan sê ek is jammer, ek weet hoe jy voel as die persoon se ma oorlede is. Ek is deesdae baie versigtig om uitlatings te maak as ek nie in daai skoene al was nie. Ja. Want ek kan nie vir jou sê omdat ek die voorreg het Ja. om nog ouers te hê nie. So die beste manier om terug te kom by jou vraag is module your behavior. Met ander woorde, hulle moet genade by jou sien. Hulle moet nie 'n straf by jou sien nie. Hulle moet liefde by jou ervaar. Hulle moet veilige grense by jou kry. Ja. En hulle gaan verseker die waardekomponent kry. Ja. Want 'n waarde is universeel en 'n waarde as jy hom uiteindelik deurtrek, is dit God en sy gebod. Jy kan dit leef sonder om 'n kind met 'n Bybel by wyse van spreuke oor die kop te slaan. Ja. Ek like wat jy sê, want ek het actually die ander dag 'n boodskap gekry op Instagram van 'n ou wat gesê het hy tot bekering gekom onlangs en hy bly nog by sy ouers en hulle glo nie en hy probeer hulle vertel van Jesus en van die goeie nuus, maar hulle wil niks weet nie en dit veroorsaak so baie risie in hulle huishouding nou en sulke goed. Toe vra hy maar net vir my wat hy moet doen. Sê ek vir hom, weet jy wat? Jy moet leef, presies wat jy nou sê, jy moet leef soos wat Jesus het, want die mense gaan nie lig in jou sien. En ons is dis hoekom die Bybel noem ons ambassadors of the kingdom of God. En so waar ook al jy gaan, en ek is baie gekonfronteer met die gedagte van om jou naaste lief te hê. Ek en die kinders het een al Bybelstudie gehou. Wat sê die Bybel vir ons? Die Bybel sê vir ons, you will know them by their fruit. So, ja, wat ek wil sê is net om terug te kom by die twee gebooie, want daai Sadduseer of Fariseer kan nie presies onthou nie vir Jesus vra wat is die twee belangrikste gebooie en hy sê die eerste een is die een wat ons nou al 'n paar keer na verwys het en dan sê dan so tweede een wat nie minder belangrik is as die eerste een en dit is om jou naaste lief te hê soos jouself. En soos ek dit vir hulle lees, vra ek vir hulle of soos ek hulle vra wat dink julle beteken dit wie is jou naaste? Vra ek in my hart vir Here, maar wie is ons naaste? Wat bedoel U eintlik hierby? En jy weet, ek kry van hulle die algemene antwoorde wat jy by meeste mense sal kry, is jou vrou en jou kinders en jou ooms en tannies en boeties en sissies en vriende en maatjies en bla bla bla. En die Here, en soos ons praat, openbaar die Here dit aan my. Hy sê, waar ook al jy beweeg, is soos, jy is nou my naaste. Ja. Ek moet jou nou lief hê, soos ek myself lief het. En as jy nou hier uitgaan en ek ry skool toe nou om die kinders te gaan haal, die 10 mense wat om my staan is my naaste. En wat is ek vir daai mense? Verstaan, wat is ek vir hulle? Ek's niks vir hulle, soos ek al staan, dat beteken ek niks vir hulle nie. Maar in 'n geestelike, uit 'n geestelike oogpunt uit, sê die Bybel, as jy jou verbly in die Here en bedag en na sy woord oordink, is jy soos 'n water wat geplant is by strome waar rus is. En dan, maar daar's ander stukke, nou ek gaan nou hierin eintlik in 'n hele preek in, maar daar's ander stukke wat die Bybel sê, ons moet 'n skadu wees vir die om ons. Nou as jy dit, al daai goeders bymekaar bring, dan, as jy regtig waar jy beweeg in die geestelike wêreld, wat ons nie kan sien nie, hierdie boom is, dan maak dit sin, dat ons vrugte moet soet wees, en dat hulle ons gaan ken aan ons vrug, dat ons skadu moet groot wees, want ons is geplant by waters waar rus is, en by strome wat ons voed, wortels diep onder die bed van die rivier ingegrawe, dan begin die goed sin maak, want waar ook al jy dan staan, is jy 'n skadu vir daai mense. Jy het vrug wat hulle kan eet, en dis eintlik wat jy nou sê, is om
geduldig te wees, genadig te wees, Ja. liefde te hê. Dis alles goeders wat die Gees vir ons gee in staat stel om te wees. En dan ja, weet jy wat wil ek jou daar sê nee, is ek het vir baie lank my liefde in my kinders gesoek. Of dit wat ek definieer as liefde by hulle. Totdat ek die dag vir hulle gevra het wat beteken liefde en dit het my hart geslaan. Ek het nogal gedink liefde is en ek is 'n georganiseerde mens, ek is netjies, ek is perfeksionisties. Soos my kinders by die huis kom, moes alles netjies wees, skoon, reg. En ek kon sien dit irriteer vir Okkert en ek het vir hom gevra, Boeta, verduidelik vir mamma, ek's mal oor daar, ek gebruik dit baie in my daaglikse bestaan. Verduidelik vir mamma, wat is liefde? Wat is liefde vir jou? En ek raak altyd emosioneel as ek dit sê en hy het vir my gesê, mamma, alles behalwe wat jy in die middag vir ons doen. Want ek het alles vir hulle gedoen, Adrian, behalwe om teenwoordig te wees. Ek was daar, maar ek was nie teenwoordig nie. En dis nog steeds vir my moeilik. Maar as hulle Saterdag of wanneer hulle ook al, dis nie net my huis nie. So dis woordeskat in my huis, nee, in ons huis. So somtyds ons is bang om te kommunikeer. Ons is bang om met mekaar te praat, man. En in ons huishouding hou ons daarvan om te werk in ons uitdagende punte. Want ek en jy sit vandag hier sogenaamd okay, omdat ons klem lê op ons sterkpunte. Ek sê vir my manne, hoe word ons beter? Hoe word ons die beste wat God wil hê ons moet wees? Is om daai uitdagende punte vat, dit neer te skryf daar, konstant daaraan te werk. En 'n baie belangrike ding wat ek ook geleer het is, wat beteken grense? Ons het altyd gedink ons stel grense vir ander mense. Jy stel grense vir jouself. En ek leer dit nou vir my seuns. Grense beteken, dis dit, en voor jy iemand daarin toelaat, is dit as gevolg van jou waardes, jou normes, dit wat vir jou aanvaarbaar is. Dit is nie maklik nie, Adriaan, dit is nie maklik nie. Ons kinders, dit is regtig nie maklik nie. Maar is nodig. En ek dink daar's twee maniere hoe ons grense stel. En die eerste gedagte wat nou in my kop ingekom het, is ons stel grense uit 'n pure beskermende plek uit. Soos ons wil onsself beskerm en dis nie noodwendig daar's 'n baie impulsive manier. Soos ek doen nie sekere goed nie want ek is bang om seer te kry. En ek dink nie dit is noodwendig die regte manier nie, want baie keer is dit soos ek weerhou myself van baie van die vreugde van die lewe as gevolg van eintlik wat ons aan die begin oor gepraat het, 'n selfbeeldprobleem. Soos ek byvoorbeeld het, en ek sien dit nou in my middelkind, en dis die ding is, soos die goed wat jy, die kind pla my so, want ek sien so baie van myself in hom. Nee, ek sien so baie van my eie negatiewe eienskappe in hom, en so die konflik is eintlik nie met hom nie, dis eintlik met myself. So, ek het besef, in sport, en ek was 'n goeie sportman, baie goed rugby gespeel, en dit was vir lank my identiteit, ek was 'n rugby speler, verstaan, dit was dit, ek was man of the match altyd, en ek was kaptein, en ek was beste voorspeler, en dit, ek was so trots op dit, nee, en my pa ook, natuurlijk, en niks teen pa nie, ek is baie lief vir hom, maar, verstaan, dit was my identiteit, ek is die rugby kind in die familie gewees, nee, maar as ek nie goed was in iets nie, soos kom ek sê, ek gaan draai cricket, en ek sien, ek's uit vir 3 lopies,
dan hou ek liewer op cricket speel. Want ek gaan nie daai selfe Ja, ek gaan nie daai selfe prys kry wat ek kry in die rugby nie. Maar min weet ek het vinniger opgegee om myself te beskerm, maar dalk as ek aangehou het, dan sou ek net so goed gewees het in cricket. Dalk. Ja, ek weet nie, ek het toe nooit aangehou nie. Ja. So ek sal nie weet nie, maar nou sit ek met hierdie vraag van maar ek sit ook met die kennis van en dalk die wysheid van God af van hoekom ek gekoot het, is om myself te beskerm. As ek gesien het, en jy sien dit baie met vandag se kinders, hulle doen 1200 byvoorbeeld en hier by die tweede lap en sien hy is nie, hy gaan dit nie maak nie en hy crash uit en hy so nee my hammy het getrek of so ietsie. So dis 'n defense mechanism. Maar dan kry jy daai wat jy nou sê is ek stel boundaries uit wysheid uit om myself geestelik te beskerm. Nie my ego te beskerm, nie my trots te beskerm nie, maar my gees te beskerm van ek gaan nie meer na nightclubs toe nie, want ek drink te veel as ek daar is, of ek gaan nie meer, whatever, jy weet, fill in the blank, ek wil nou nie 'n klomp voorbeelde gee nie, en ek like dit, want ek dink, maar ek dink ook dit kom met wysheid, ek dink ook dit kom met tyd saam met God, van stel vir jouself gesonde boundaries, hedge jouself, God hedge ons, maar hedge jouself. En dit is wat ek, ons het, jy weet, alkoholisme aan beide van ons kante en alkoholisme is oordraagbaar. So ons, en dit is iets waaroor ek en ook baie met ons seuns praat, is om te sê, ons het niks teen alkohol nie, ons het niks teen vape nie, mense kan in ons teenwoordigheid alkohol gebruik as dit matig is. Ons kan net nie vir ons seuns die elke aand die prentjie skep van mamma sit en ontspan met 'n glas drank nie. As dit in jou dinamika is, ek sal nooit inmeng met dinamika nie. Maar ons seuns weet, ons is oop en eerlik in alles wat ons doen, soveel as wat ons kan probeer. So daar was stadiums wat Daniel na my toe gekom het en vir my gesê het, mamma, ek kan nie vanaand na 'n partytjie toe gaan nie, want daar's drank by betrokke, en ek weet nie hoe lank ek gaan nee sê nie. Het hy al oor die lyn getrap? Verseker. Maar om op 'n punt te kom en dit te kan herken en te sê, dit help nie. Ek en Okkert stel vir ons seuns daai grense nie. Ons gee 'n veilige hawe en ons gee vir hulle verantwoordelike gebruik. Maar die realiteit is, Okkert is 18. Ons kan nie meer 'n keuse vir hom uit doen nie. Ons moet nou vertrou dat dit wat hy nou gaan doen, was 18 jaar se investering. En het ons as ouers baie foute gemaak? Verseker, ons doen dit nog steeds. Dit is net deur genade. Jy weet dat 'n mens nog onder een dak bly en as jy kyk na wat is al jou uitdagings. So ultimately is ons regtig op die aarde om diensbaar en impak te maak. Ek is nou besig met 'n leierskapskursus. Dit is ongelooflik. Ek word baie wys. Dit klink nou baie weird seker, maar ek wou nooit die dienende Martha op skool gewees het. Jy weet, almal sê leierskap is diensbaar. Ek wou eintlik die Hitler gewees het, die impak, nee. So die kinders se oë raak altyd so groot, maar dan sê ek vir hulle, imagine, jy kan Hitler wees, wat 1,6 miljoen mense doodste laat bly, nie omdat hulle bang is vir jou nie, omdat hulle wil hoor en jou wil volg. Jy hoef nie die Hitler te wees wat 7 miljoen plus mense doodmaak nie. Jy kan die Hitler wees wat 7 miljoen mense na God lei. So ek is eintlik uit natuur self 'n rebel. Hoe ouer ek word, hoe meer toets ek goed wat, jy weet, gesê is, wat 'n mens bietjie moet twist. Maar ja, dis net genade. Ons het niks anders vandag in ons huis as 'n rots en God nie. Amen. Ek dink dit is so belangrik wat jy sê, is om nie noodwendig vir jou kinders fisiese grense te stel nie, maar geestelike grense. En ek dink dit is soos, as ek nou uit my eie ondervinding kan praat, is ek was 'n gemors op skool gewees.
Ek is so dankbaar vir my ouers nie, wat hulle soos en weer eens daai wysheid kom nie van hulle self af nie. Dit kom absoluut van God af en ek dink ook maar net ongelooflike baie gebed. Ja. En ek meen toe my pa my gevang rook het hy vir my net kom ons gebruik net dit as 'n voorbeeld. Toe hy my vang rook, toe sit hy my neer en hy sê vir my, weet jy wat? Ek ondersteun nie wat jy doen nie. Ek dink is verkeerd en ek hou nie daarvan nie, maar ek gaan nie vir jou sê jy moet dit nie doen nie. Jy moet dit self besluit. En met alkohol dieselfde, toe hy my die eerste keer dronk gekry het, selfde storie, het my neergesit en vir my gesê, Adrian, ek was self daar, I didn't, been there, done that, ek het besef, daar's 'n beter manier, want my ouers het glad nie gedrink toe ons groot geword het ook nie, af en toe, as hulle nou na 'n funksie toe gaan, dan sal my pa nou 'n bier of twee gedrink het, maar dis dit, jy weet nooit, ek het hom een keer in my hele lewe dronk gesien en het was op sy 50ste verjaarsdag, dis al, nooit weer nie, nooit voor dit of na dit weer nie. En hy het vir ons kom jammer sê na dit. Hy het vir ons kom sê hy is jammer dat hy dronk geraak het op sy 50ste verjaarsdag en ek was soos pa, dis cool, ek was ook gedrink. Maar verstaan jy, want ons het skelm ook gedrink, right? Ja. Maar ek was soos vir hom was dit 'n verleentheid, maar vir my was dit soos cool, my pa dronk gesien, want ek was en dit het my in staat gestel om ook dronk te wees. Maar geen nie om of ek, en ek het dit ook al 'n paar keer op hierdie show gesê, is geen nie om of ek 4 uur op 'n Sondagoggend in my huis ingestap het en ek is poepdronk nie. 7 uur het my pa in my kamer ingekom en hy het vir my gesê, trek aan jou klere, ons gaan kerk toe. En dan stink daai hele kamer na alkohol en sigarette. En hy het gesê, ek gee nie om, of jy soos Larry Strauss ryk nie, jy gaan saam met my kerk toe. Want solank as wat jy in hierdie huis bly, is daar geestelike goeders waaraan jy moet volbring en onderdoen. En ek was soos, ek het dit gehaat. Ek het in die kerk gaan sit en slaap, nooit geluister wat die dominee gesê het nie. Maar toe ek op 'n punt kom waar ek besef het en dit eintlik op jou punt wat jy nou nog gemaak het van God, laat toe dat goed gebeur wat ons nie kan hanteer nie. Is toe ek op daai punt kom waar ek besef het, Here, ek kan nie dit alleen doen nie. Ek kan nie hierdie ding wen nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie uit my eie vermoë deur hierdie goeders kom nie. Toe onthou ek al die goed wat my pa vir my geleer het. En dat hy vir my genoeg raad gegee het, nie om myself te hang nie, maar om baie naby te kom. En dit het so hy het nie vir my fisiese boundaries, hy was oop en eerlik met my, vir my gesê hoe hy daaroor voel, wat die Bybel sê daaroor, maar hy het vir my gesê, jy moet self 'n keuse maak. En dit was vir my beautiful geweest. En dit het 'n groot rol gespeel in wie en wat ek is en waar ek is vandag. En ek sê nie my pa was perfek nie. Nee. Maar daai manier van goed doen het my. Ek wonder partykeer wat beteken die woord perfek. Ja. Dit is soos die woord liefde. Ek wat 'n kind van God is, weet presies wat sê die Bybel van liefde. Maar wat is liefde vir my en jou? Die laaste jaar wat ek onderwys gegee het, het ek besef, elke kind wat voor my sit, ervaar liefde anders. Dit is dalk die maatjie wat gister deur haar pappa verniel is. Dit is dalk die maatjie wat, jy weet, deur 'n wille tyd gaan en wegkruip vir mamma en pappa se beklei. Maar dit is ook die maatjie wat vanoggend wakker geword het met koffie. So ek dink ons moet meer, jy weet, eeue lank word emosionele intelligensie al daar buite gesit en vir ons verduidelik wat is dit. Ja. Ek dink ons moet ons net meer genade betoon en miskien heel moontlik uit mense se sake hou waarvan ons nie veel weet nie en eerder op 'n ander manier genade wys. Ja, ek like dit. Ek dink aan daai Casting Crowns liedjie wat hy sing, love them like Jesus. En dit is al julle ding van. Dit is ons enigste, jy weet, gemeenskaplike doel is om hier te wees en diensbaar te wees. As jy niks het of niks goeds het om te sê nie, daag op en vra wat kan ek vir jou doen, eerder as om, ek dink dit is nogal iets wat ek myself probeer accountable hou. Ek hou van wat jy sê en ek dink ons kan afsluit met hierdie gedagte is net, want is iets wat die Here, ek sê altyd vir my, ek het so pastoorpel,
en ons praat baie, en jy wil dan sal ek vir hom sê, dis wat die Here nou in my lewe besig is met, dan sê hy so, dis presies die waarneer ek gaan, en soos jy nou sê, jy weet, oor die definisie eintlik, definieer die term liefde, definieer die term genade, en ek dink, soos Charlie Kirk se moord het dit eintlik so half van my wakker gemaak, want baie mense het gesê, nee, hy's 'n bigot en 'n hater, en 'n racist en al sulke goed, dan dink ek soos, hy het nie, eintlik wat hulle sê, hy het nie in liefde opgetree nie, maar dan dink ek, maar dit is presies wat hy gedoen het, en dit is hoekom hulle Jesus ook doodgemaak het. Jesus het gekom, want hy het gesê, julle dink ek kom om vrede te bring op aarde, maar ek kom eintlik om 'n swaard te bring. En wat is daai swaard? Daai swaard is die waarheid. Want die Bybel sê die waarheid is 'n tweesnydende swaard wat deur murg en been, en wat die skeiding tussen siel en murg, en dan sê hy, en ons mis dit baie keer, as hy sê, om die intensies van die hart te ontbloot. Nee, en dit is vir my so mooi gewees, want Jesus is eintlik, hy's doodgemaak vir twee goed in my opinie, en wat die Bybel sê is, hy's doodgemaak eerstens vir blasfemie, omdat hy gesê het, hy is die seun van God, en hy is God. So hy's doodgemaak, want hy het gesê, hy is die seun van God, maar hy's ook doodgemaak, omdat hy die waarheid gepraat het. Geen nie om hoe erg dit was op daai oomblik nie, hy het vir mense die waarheid gegee, want hy het geweet, die waarheid sal jou vry maak. En baie keer, in enige situasie, nee, ek sal nie sê baie keer nie, altyd, in enige situasie, om die waarheid te praat in liefde, is voordelig oor die lang run. En dit is eintlik maar soos 'n samevatting van hoe hanteer ons goed, of 'n goeie beginpunt vir hoe herstel ons goeders in ons huise, is praat die waarheid, in liefde, en in liefde, maar verstaan ook wat dit beteken. Wat is die waarheid, en wat is liefde? Want partykeer is liefde om jou seun, wat 'n babbelas het, neer te gaan sit en vir hom te sê, wat jy gedoen het was verkeerd. Ek ondersteun dit nie, ek bly lief vir jou, verstaan, maar jy moet 'n keuse maak. Dit is so, en jy kan nie pa staan, wil jy kan doen tot, hulle is net eintlik 18 jaar onder ons dak. Van daar af, Adriaan het hulle eie keuse wat hulle moet maak. En baie keer raas ek met my ma, sy kan nie pa staan vir dit wat ek en my broer nou doen nie. Ons het nou ons eie lewe wat ons uit, jy weet mos hoe hulle wil nog steeds voel as daar iets 'n uitdaging is dit hulle probleem. Kan ek 'n laaste storie vertel? Ja, asseblief, ek smaak oor jou stories. Ek het 'n laaste storie, en ek wil net sê vir mense, en ek dink hierdie is baie meer belangriker vir die kykers, want ek besef dit nou vir die eerste keer, is in konteks van wat ons hier praat, en in konteks van, want een van ons grootste begeertes is, ons wil hê ons kinders moet na ons toe kom met hulle probleme. Maar jou kind gaan nie na jou toe kom met hulle probleme, as jy altyd alles probeer oplos nie. En ek dink, soos Amen. Regtig. Nee, maar dit is, en ek besef dit nou, soos dis nie hierdie ding wat ek uitleef nie, ek besef dit letterlik nou, en so ek is dankbaar vir hierdie gesprek, want ek wil sê, soos ek nou praat oor my pa en my ma, en hoe hulle goed hanteer het in ons huishouding, is, ek het een aand, dis nou, ek bely nou, ek het een aand, het ons lekker partytjie gehou, hieronder by 'n pub, in Zambesi, en die aand, ek weet nie, seker 2 die oggend, is ek op pad huis toe, en hier sit 'n polisiekar my agterna, en ek is soos, oh my word, as hulle my nou vang, is ek in groot moeilikheid, want ek moet nie nou bestuur nie, en ek besluit toe, in my dronkenskap, om te probeer wegry vir die polisie, en ek het dit vir 'n rukkie reg gekry, tot ek 'n randsteen getref het, en my kar in sy glorie ingery het, en amper in iemand se muur, en dank Vader, ek het nie seer gekry, of niemand het seer gekry, en ek was gelukkig alleen in die kar, en die polisie het my natuurlik toe nou ingehaal, en daar gestop, en ek onthou nog, dit was 'n swart man en 'n wit vrou, en die wit vrou wou my toesluit, Samir, sy het net sê, hierdie ou moet tronk toe gaan,
En die swart ou was my genadig. Nee, en hy het vir haar gesê, hy het sy les geleer. Hy gaan sy pa bel, en sy pa sal hom uitsort. Nee, yes, en ek was soos, ek wou amper jou se voete soen, want ek gaan nie in die tronk, ek meen, hoe erg is dit as jy jou pa van die tronk af moet bel? En ek het nie my pa gebel nie, ek het my broer gebel, vir hom sê, ek sien groot moeilikheid, die polisie is hier, en alles, hy het gekom, en hy het vir hulle gesê, sorry, hy sal my huis toe vat, die kar het maar al gelos en alles, en my broer het vir my gesê, gaan klim in die bed en slaap, vertel pa om môreoggend, maar ek het die vrymoedigheid gehad, om my pa te gaan wakker maak, en vir hom te gaan sê, pa, en ek het snot en trane gehuil, ek het daar ingestap, en ek dink ek wil nou weer, want ek onthou dit, hoe emotional ek was, want dit was een van die oomblikke wat ek besef het, soos, jy is besig om krap aan te jaag, jy is besig om jou lewe weg te gooi, en ek het ingestap by my pa se kamer, hulle was obviously besig om te slaap, en ek het vir hom sê, pa, ek was in 'n kar ongeluk, en hy was net soos, Boeta, gaan slaap, ons sal môre praat verder. En ek was soos net om daai vrymoedigheid te kan hê, om in te gaan by my pa, 3 uur die oggend, snot en trane te huil, en hy sê vir my, weet jy wat, soos jy nou gesê het, is okay, ons sal môre praat. En ons realiteit is, Adrian, daar is nie altyd antwoorde nie. Daar is nie, maar daar is altyd comfort. Ja. Daar's altyd, daar moet altyd 'n plek in jou huis wees, waar jou kind kan kom sit en sê, maak nie saak hoe erg dit is nie. Jy het klaar gewen deur net daar te sit, en met mamma en pappa te praat. Ek vra altyd vir my seuns, want kyk, ek wil net voice. Dan sal hulle vir my sê, mamma, ek wil jou iets vertel, maar jy mag niks sê nie. Dan sê ek soos in, ek luister. Yes. En weet jy wat? Dit is nie meer van fake it till you make it nie. Want ek besef wat die waarde is van my kind. Waarborg dit ons enigiets? Ek dink nie so nie. Ek dink net wat dit vir ons gee is die rustigheid en die wete dat dit is wat God van ons verwag. Ja. Dis 'n baken van hoop. So ek het altyd gewonder, wat beteken 'n baken van hoop? Dis om vir jou kind daar op daai punt van die bed te kom sit en te sê, mamma, hou jou mond, ek wil voice, hierdie is my seer, ek wil dit nie deel. Yes. En weet jy, dis 'n wonderlike plek om te kan wees met jou kinders. Ja, wonderlik. Ja. Baie cool. Dankie. Dankie Adrian, dit was regtig 'n voorreg, hoor. Dit was lekker, dit was 'n goeie chat. Baie dankie. Nee, dankie vir jou. Ja. En ek sal hoop om jou eendag weer te nooi. Ons het eintlik nou baie vaag gepraat, maar ek dink dit was goed geweest en baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek wil vir julle sê, ek gaan hierdie deel nou aan die begin van die video ook sit, want ek wil vir julle sê, kyk die ding tot die einde, of as jy die begin wil skiep dan die eerste 30 minute, as jy net 'n uur het of wat ook al, want ek dink, so baie van ons gesprekke is die beste goed aan die einde, en die hele gesprek is waardevol, ek wil dit vir julle sê, maar mense kom altyd af by die conclusions, by die gevolg van die gesprek aan die einde, so moenie uitskakel na 20 minute nie, kyk die ding tot die einde, jy gaan waarde daar uitput, veral as jy kinders het, en maar nie net vir die ouers daar buite nie, vir enige iemand oor in verhoudings en hoe om dalk beter te wees in verhoudings. Maar ja, dankie dat julle ingeskakel het en ons hoop julle het by Marie se wysheid geniet en ja, as julle hulle wil uitcheck, sy gaan vir my alles stuur, so dit sal hier onder in die description van die video wees, maar ons sien julle in die volgende episode. Totsiens. Dankie julle.